I surrender. I surrender all. All my life and all my needs, all my ways and all my deeds. I want to follow you every day, for you are my Lord. I surrender. I surrender all. All my life and all my needs, all my ways and all my deeds. I want to follow you every day, for you are my Lord. I surrender. I surrender all. I surrender. I surrender all. Goeiemôre. Jy kan nie als beheer wat jou pad langs kom nie. Soms moet jy net tot stilstand kom. En dan moet jy bid en als in die hande van die Here oorlaat. En dan baie belangrik, dan moet jy wag. Nou ja, ons is besig met die wedloop van die lewe. Hoe lank hierdie wedloop is vir elkeen van ons, weet ons nie. Die feit is, ons moet dit voltooi. En die vraag is dan, gaan ons dit suksesvol voltooi? Wat doen ek en jy met die hindernisse wat ons pad langs kom? Kom ons wel tot stilstand? Oorhandig ons dit wel aan die Here? Of voel dit baie keer vir ons of ons bloot die handdoek wil ingooi? Nou ek wil graag saam met u lees uit Jakobus 4 en ons lees vanaf vers 13. Kom nou julle wat sê, vandag of môre sal ons na die en die stad toe gaan en 'n jaar daar bly, ons sake doen en wins maak. Julle weet nie eers wat die lewe môre vir julle inhou nie. Julle is soos die oggendmis. Dis vir 'n rukkie sigbaar en dan is dit weer weg. Julle moet eerder sê, as die Here dit so beskik, sal ons lewe en sal ons dit of dat doen. Ek het vir u gelees uit die Nuwe Lewende Vertaling. My boodskap vanoggend wil ek dan titel die onsekerheid van die lewe. Die onsekerheid van die lewe. Jy sien, ek en jy weet nie wat môre vir ons inhou nie. En dan is dit so dat ons baie keer sekere dinge beplan, net om uit te vind dat dit nie werk nie, dat ons nooit daarby uitgekom het nie. Ons leef in 'n tyd van finansiële verwarring, politieke chaos en 'n agteruitgang in morele en geestelike waardes. Ja, dit is die speelterrein van ons lewe. Dit is waar ek en jy onsself bevind. Ons moet oorleef midde siekte, kritiek,
Die reg wat baie mense hulle self toeëien om te sê wat hulle wil. Korrupsie. En so kan ons nog baie dinge by die lysie voeg. Dit is hier waar ek en jy moet staande bly. Ons moet glimlag. Ons moet beplan. En ons moet oorleef. En dan wil ek sê, ons moet die lewe geniet. Te midde van al hierdie hindernisse waarmee ek en jy gekonfronteer word. Nou het ons verlede week gesels rondom die gedagte van bekommernis en vrees, want jy sien al hierdie dinge beïnvloed ons liggaamlik, geestelik en emosioneel. Ons het gesels rondom die gedagte van om een dag en een ding op 'n slag te hanteer. Die feit is dat dit wat ons vandag doen, gemik is op die toekoms. Ons wil graag beter lewe. Dit is hoekom ons studeer. Dit is hoekom ons veronderstel is om geld te spaar. Ons doen al hierdie dinge met die doel om môre en oormôre dit vir onsself gemakliker te maak. Nou, die foute van gister en die onsekerheid van môre gee aanleiding tot die spanning van vandag. Dit bring baie keer die mens by hierdie vraag: waar is God? Is God onbetrokke? Staan hy terug en laat maar alles toe dat hierdie dinge met my gebeur? Gee hy werklik om? En dan baie belangrik, is daar hoop vir die toekoms? Nou so plus minus 2000 jaar gelede, stuur God sy seun om aan die kruis te kom sterf vir 'n verlore gaande wêreld. Vanaf sy geboorte ondervind Jesus verwerping. Hy werk as 'n Joodse skrynwerker onder 'n volk wat onder Romeinse beheer was. Armoede, siekte en ellende was aan hom goed bekend. In hierdie omstandighede maak Jesus mense gesond, doen goed aan hulle en hy betoon liefde en genade. Ten spyte hiervan word hy gearresteer, geslaan, gekruisig ter wille van ons oortredinge. Met ander woorde, hy het geen skuld gehad aan dit waarvan hy beskuldig was nie. Ja, hy het gesterf sonder sonde. Hy neem ons skuld op hom. Nou wonder ek of jy al geondervind het dat jy baie keer goed doen. Jou bedoelings is suiwer en opreg, maar ten spyte daarvan vind jy jou in die beskuldigde bank. En eien mense hul die reg toe om sekere uitsprake te maak wat verwyder is van die waarheid. En dit maak seer. Dit ontketen 'n storm in jou emosies en binneste. En dit voel vir jou, dit is so onregverdig. Ja, jy moet spreekwoordelik op jou tande kners, byt, om nie te reageer op dit wat jou pad langs kom nie. En kom ons wees nou maar eerlik, baie keer reageer ons so negatief op dit wat ons pad langs kom. Dis deel van die lewe, dis onvermydelik. Nou dit is juis my beskeie mening, dat die mens hom in soveel hartseer bevind. Luister nou mooi, juis omdat daar slegs van God gebruik gemaak word as 'n noodwiel. Daar is geen verhouding nie. God was van die begin af betrokke by die mens. Daarom het hy sy seun gestuur om in jou en in my plek vir ons sondes te sterf.
Maar omdat die mens God een kant toe skuif, bevind ons juis in 'n wêreld van hartseer, bekommernis, van chaos. Nou ons geleesde gedeelte spel dit baie duidelik uit dat ons baie keer nie ons afhanklikheid van die Here erken nie. Hom nie ken in al ons weë nie. En weet jy, as ons die Here nie waarlik dien nie, het ons geen anker in tye van storms nie. Om ligtelik oor môre te praat, maak van jou die meester van jou bestemming. Die feit is dat gister onherroepelik verby is. En hoor nou mooi, en dat môre dalk nie vir jou gaan aanbreek nie. Sê daarmee dat ons nie moet beplan vir môre nie? Nee, inteendeel. Ek dink dit is wys om te beplan vir môre. Maar in hierdie hele proses, waar plaas jy God? Erken jy God in jou beplanning? Is hy die nommer 1 van jou lewe? Vra jy die Here vir wysheid, vir kennis, vir insig? Ken jy hom werklik in al jou weë? Elizabeth Kubler-Ross sê die volgende, en ek haal aan. Dit is eers wanneer ons besef dat ons beperkte tyd op aarde het, en nie weet hoe lank hierdie tyd is nie, dat ons begin om elke dag ten volle te leef, asof dit ons enigste dag is wat ons het. Ek wil dit herhaal. Dit is eers wanneer ons besef dat ons 'n beperkte tyd op aarde het en nie weet hoe lank hierdie tyd is nie, dat ons begin om elke dag ten volle te leef, asof dit ons enigste dag is wat ons het. As jy weet, vriend, jy het nog net vandag oor om te leef, wat sal jy doen? Sal jy dalk meer tyd spandeer met jou gesin? Sal jy dalk rondhardloop om jou testament in orde te kry? Dalk sal jy sê, ek kan nie bekostig om kwaad vir iemand te sterf nie. Ek kan nie bekostig om my asem uit te blaas in hierdie geestelike toestand waarin ek myself bevind nie. Daarom wil ek vir jou sê, hierdie dag is baie, baie belangrik. Wat jy met hierdie dag doen, kan moontlik bepaal, as die Here jou spaar, wat môre vir jou gaan bring. Wat doen jy met hierdie oomblik? Ken jy die Here in al jou weë? Psalm 90:12 sê die volgende: leer ons om ons dae so te tel, dat ons 'n wyse hart mag bekom. Here, skenk aan my die wysheid vir hierdie oomblik, vir hierdie dag, sodat ek die regte besluite sal neem. Here, sal U my genadiglik my voetstappe rig, sodat hierdie dag 'n besonderse dag sal wees, 'n suksesvolle dag, dat wanneer ek aan die einde van hierdie dag kom en ek daarop terugkyk, ek sal sê, dit was 'n vrugbare dag. Ek het die vrede en die teenwoordigheid van die Here gesmaak. Hy was my wysheid, my krag en my sterkte. Jy sien, in hierdie onsekere tye, het ek hierdie innerlike sekerheid, dat God wel betrokke wil wees in my lewe. Hy wil vir my 'n vader wees. So kosbaar is dit om te dink dat die Here Jesus by geleentheid sê, as julle dan weet om goeie dinge aan julle kinders te doen, julle aardse vaders, wat eintlik sleg is, hoeveel te meer sal julle hemelse Vader nie ook die goeie vir julle wil gee nie. Ja, God is goed. Hy wil ons help, hy wil ons bystaan, hy wil ons deurdra. Nêrens beloof hy, ons sal nie
hindernisse beleef nie, storms beleef nie. Maar hy beloof, hy sal met ons wees. Sy vrede wil hy vir ons gee. Ek wil afsluit. Die woord sê, en roep my aan in die dag van benoudheid. Ek sal jou uithelp, en jy moet my eer. Dawid maak hierdie verklaring, wat buig jy jou neer, o my siel, en wat is jy onrustig in my? Hoop op God. Maar die Here is 'n rotsvesting vir my. En my God, die rots van my toevlug. Dawid verklaar hierdie, en hy maak net hierdie stelling en sê, maar weet jy, wanneer dit sleg gaan met my, wanneer bekommernis aan my deur kom klop, dan moet ek vir myself sê, op wie vertrou jy? Vertrou jy op die arm van die vlees, op die mens? Of stel jy jou vertroue in 'n lewende God, wat bereid is om my uit te help, my deur te dra? Wat buig jy jou neer om my siel, en wat is jy onrustig in my? Hoop op God. Ek wil dit aan jou stel, vriend. Hoop vandag op God. As die Here jou spaar vir môre, hoop môre op God. Hy is nie net vandag en gister in ons lewens betrokke nie, hy is ook môre in jou lewe betrokke. Hy hou die toekoms in sy hand. Hy hou jou en my in sy hand. Daarom wil ek vir jou sê, terwyl ek en jy besig is met die wedloop van die lewe, kom ons volhard. Kom ons hou ons oë gefestig op Jesus. Dan sal dit met ons goed gaan. Hy sal ons deurdra. Hy sal sy vrede aan jou en aan my skenk. Kom ons glo. Kom ons vertrou hom. En ons neem hom op sy woord. Ja, hier lê vir ons 'n onbekende week voor. Ons weet nie wat dit vir ons inhou nie. Maar ons weet op wie ons vertrou. Kom ons bid saam. Ons hemelse Vader, ons erken u grootheid en u almag. Ons weet nie wat môre of oormôre vir ons sal bring nie. Maar wat ons wel weet is dat u is ook in ons môre en in ons oormôres. Dankie vir goedheid en guns. Dankie dat u ons deurdra. Die lof en die eer en die dank van ons harte behoort aan u en aan u alleen. In dankbaarheid wil ons voor u buig en aan u dan ook bring die aanbidding van ons harte. Word verheerlik in ons lewens. In Jesus naam. Amen.